Goeiemôre Evas en baie welkom by nog 'n uitsending van Every Stort se stories van hoop. Vanoggend wil ek met julle gesels oor wanneer die bergtop eensaam voel. En dan as 'n subtema, die gevaar van sukses, die uitputting van prestasie en die fluistering van God in stil plekke. Ek is so dankbaar dat jy weer vanmôre ingeskakel het. En ek dink die tema van vanoggend is iets wat ek dink ons nie altyd hardop sê nie. Ons praat meeste van die tyd oor die teleurstelling en wanneer dinge verkeerd loop. Of ons praat oor swaar kry wanneer gebede nie beantwoord word nie. Ons praat ook oor pyne en verliese. Maar 'n onderwerp waaroor ons selde praat is die uitputting wat soms kom nadat God vir ons gegee het wat ons vir hom gevra het. Vir my klink dit amper half vreemd en ek dink baie mense sal sê dis ondankbaarheid. Want gewoonlik dink ons, as ek net die werk kon kry, as ek net die droomman kry en kan trou, of as ek net die vreugde van kinders kan smaak. Maar hierdie was myne as ek net die bediening kon begin. Of ek dink ook een wat deesdae baie gevra word is, as ek net daai finansiële deurbraak kry, eers dan sal alles in my lewe goed wees. Maar soms kom die antwoord op die gebed, en saam met die antwoord op gebed kom nuwe verantwoordelikhede. Daar's nuwe druk, nuwe verwagtinge, splinternuwe vrese, en voordat jy jouself kan kry, sit jy bo op die berg waarvoor jy so hard gebid het. Maar tog voel jy verrassend baie alleen. Ek wonder soms of ons nie sukses te maklik meet aan dit wat sigbaar is nie. Ons meet mos sigbaarheid aan hoe iemand se huis lyk, die sukses in hulle loopbaan, hoe groot hulle bediening is, hoe Instagram mooi hulle huwelike is. Ons kyk na mense se sosiale media en dan dink ons daardie persoon het dit gemaak. Dis net die plek waar ek ook wil wees. Maar God se definisie van sukses verskil dikwels van ons in. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en verstandig handel. Interessant genoeg praat God hier nie van geld nie. Hy praat ook nie van status of gewildheid, jou aantal likes of enige so iets nie. Hy verbind sukses aan gehoorsaamheid. Hy verbind sukses aan jou wandel met hom, aan jou getrouheid. In Hebreëus word die woord shalach gebruik vir voorspoed, en dit beteken letterlik om vorentoe te beweeg in God se leiding. Dit is so anders as die wêreld se definisie. Want die wêreld sê, hoe hoër jy klim, hoe suksesvoller is jy. Ek dink ook deesdae met sosiale media en die sigbaarheid van sukses, is dit ook hoe meer volgelinge jy het, hoe meer likes jy kry, hoe meer views jy kry, bepaal jou sukses. Maar God vra vandag 'n baie belangrike vraag vir jou. Wie word jy terwyl jy daai leer van sukses klim? Kom ons gaan kyk na 1 Konings 18. Elia beleef een van die grootste geestelike oorwinnings in die Bybel. Die volk van Israel het weggedwaal, soos hoeveel keer in die verlede. Die profete van Baal het die volk mislei, en God stuur Elia om die volk terug te roep. Ek is seker jy ken die verhaal. 2 altare, 2 offers, 2 groepe profete. Daar is net een vraag, wie is die ware God? Die profete van Baal roep ure lank, maar ons weet mos niks gebeur nie. En is vreemd vir my dat hulle dit nie geweet het nie. En toe bid Elia, hy bid 'n eenvoudige gebed. En tydens daai gebed val daar vuur uit die hemel uit.
Kan jy jouself dit voorstel, wat 'n oomblik dit moes gewees het? Dit moes 'n enorme gebeurtenis gewees het, wat 'n groot oorwinning tot gevolg gehad het. En die bevestiging, dat God werklik is. Wat 'n bergtop ervaring moes dit nie gewees het nie. Ek dink as een van ons vandag daar was, sou ons waarskynlik gesê het, Elia se bediening gaan nou ontplof, hy gaan nou viral gaan. En dan sou ons sekerlik gedink die dinge gaan nou makliker gaan, want mense gaan hom nou meer respekteer. Maar dit is ongelukkig nie wat gebeur nie. Ek dink die dag na wonderwerk is dikwels moeiliker as die dag van die wonderwerk. Want op die dag van die wonderwerk is daar adrenalien. Daar's bitter baie opgewondenheid, daar is momentum, daar is die gebeurtenis en dan die gepraat. Maar die volgende oggend is die lewe weer gewoon. En ons staar weer die werklikheid in die gesig. En die verantwoordelikheid. En in 1 Konings 19 ontvang Elia 'n boodskap van Isebel, waarin sy dreig om hom dood te maak. En in 'n oogwink verander alles. Daai selfde man wat vuur uit die hemel sien neerdal het, word bang en hy hardloop weg en hy gaan soek skuiling. Ek dink die troos in hierdie verhaal is eintlik baie eerlik. Die Bybel probeer nie sy helde perfek laat lyk nie. Selfs Elia, wat vuur uit die hemel kon bid, raak bang. En hy raak moeg en moedeloos. En uiteindelik bid hy vir iets wat eintlik baie skokkend klink. In 1 Konings 19 vers 4 bid hy en hy sê, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe weg. Kan jy glo? Na daai groot wonderwerk bid hy dat die Here einde aan sy lewe sou maak. Dieselfde persoon, dieselfde profeet wat net tevore 'n ongelooflike geestelike oorwinning beleef het, vra dit van die Here. Ek dink dit wys tog iets baie belangrik, dat geestelike oorwinnings maak jou nie immuun teen emosionele uitputting nie. Groot geloof beteken nie dat jy nooit moeg of moedeloos raak nie. Selfs mense wat diep met God wandel, gaan deur seisoene waar hulle leeg voel, waar hulle uitgemergel voel en waar hulle moeg is. Ek dink baie vroue sal hiermee kan identifiseer, want dis mos maar 'n ma se werk om vir jou kinders te bid, jou huwelik aan God op te dra, voortdurend te bid vir jou werk, want soos wat ek te doen kry met vrouens, hoor ek wat die aanslag in die werksplek is teen vroue. En dan as jy 'n vrou soos ek is, wat bid vir jou bediening, vroue wat, ek wil amper sê die voorgestoeltes van die kerk sit, wat die gemeente moet lei. En dan wanneer daar 'n deurbraak gebeur, dan is jy op die bergtop. Maar jy moet steeds aanhou. Jy moet aanhou sorg, aanhou bestuur, steeds verantwoordelikheid neem. Vorendag kom met probleemoplossing. Maar voel dit soms asof niemand sien hoe swaar die gewig vir jou word nie, want jy moet net aanhou, jy moet net voortbeer in hierdie stryd, in hierdie bediening van jou, in hierdie mawees van jou. En ons ken mos maar, jy glimlag en jy funksioneer, en jy pak weer die dag aan, maar diep binne in jou wonder jy, hoekom voel ek so moeg terwyl God my eintlik geseën het? Ek dink 'n mens voel amper half, hoe kan ek dit stel? Jy voel te bang om die vraag te vra, want jy het dan nou hierdie seëning, maar hoe kan dit jou so uitput? Daar is 'n gevaar in bergtoppe, want ons dink dikwels die doel van ons lewe is die bergtop. Maar die Bybel wys dat God baie van sy belangrikste werk in die valleie gedoen het. Dink maar daaraan. Dawid het in sy beroep as skaapwagter baie van God geleer. Josef het geleer om God te vertrou in die tronk. En Moses het God in die woestyn ontmoet. En Elia gaan God op 'n nuwe manier ontmoet, nadat hy van die berg afgekom het.
Miskien is dit omdat bergtoppe ons herinner aan God se krag. Maar valleie leer ons weer van sy karakter. Ek wil vandag graag aan jou as luisteraar 'n vraag vra. Waarna jaag jy op hierdie oomblik? Wat dink jy gaan jou uiteindelik gelukkig maak? Is dit die sukses? Wat is die ding waarvoor jy voortdurend bid? En as God dit môre vir jou sou gee, wie gaan jy die dag daarna wees? Want soms spandeer ons soveel energie om die doel te bereik, dat ons vergeet om die persoon te word wat daardie seën moet dra. Ek dink die eerste les uit Elia se verhaal is hierdie. God is nie net God van die bergtop nie. Hy is ook die God van die dag daarna. Hy is nie net teenwoordig in die wonderwerk nie. Hy is teenwoordig in die uitputting wat soms daarna volg. God is nie net by jou wanneer jy sterk voel nie. Hy is by jou wanneer jy nie meer weet hoe om aan te hou of hoe om iets te hanteer nie. Liewe vriendin, voordat ons weer saamkuier in deel 2, wil ek jou uitnooi om hierdie week 1 Konings 18 en 19 stadig op jou eie tyd en in stilte te gaan lees. Lees dit as een verhaal. Moenie net fokus op die vuur wat uit die hemel val nie, ons wil mos net altyd op die groot oomblikke fokus. Maar let wat daarna gebeur het. Let op hoe eerlik die Bybel is oor Elia se menslikheid. En dan vra jy jouself, waar probeer ek my identiteit vind in prestasie, eerder as in God se teenwoordigheid? Jy kan ook jouself vra, is ek besig om op ou oorwinnings te leef? Met my ou suksesse, die goed wat ek kon sê, ek het dit al gedoen. En dan vra jy jouself ook af, het ek dalk rus nodig, voordat ek nog harder probeer? Wanneer ons hierna saamkuier, gaan ons kyk na een van die mooiste gedeeltes in die Ou Testament. Die besembos, ons het mos al daaroor gesels, die brood en water, en die sagte fluistering van God op Horeb. Want soms is die antwoord nie nog 'n wonderwerk nie. Soms is die antwoord eenvoudig om net weer sy stem te kan hoor. Welkom terug, liewe Eva vriendin. Ek hoop jy het 'n lekker warm koffie gemaak en dat jy nou weer saam kan luister. In die eerste gedeelte van ons program het ons saam met Elia op Berg Karmel gestaan. Ons het die vuur uit die hemel sien neerdal, ons het die groot oorwinning beleef, maar toe het ons saam met hom afgestap van die berg af. Want die waarheid is, die lewe word nie net op bergtoppe geleef nie. En die meeste van ons dae speel af in die gewone. Dis waar ons wasgoed opvou, rekeninge betaal, kinders grootmaak, dalk by 'n hospitaal wag of alleen moet bid. En soms wonder ons waarom ons nog voel. Dit is juist daar waar God vir Elia ontmoet het. Nie op 'n verhoog nie, nie voor 'n skare nie, maar onder 'n eenvoudige besembos. Ek dink daar is iets besonder troostryk daaraan, want dit beteken dat God ook weet waar jou besembos is. Hy weet waar jy moet verloor, hy weet waar jy uitgeput raak, hy ken jou gedagtes wanneer jy stilweg dink.
En hy weet wanneer dit vir jou voel, of jy nie weet of jy kan aangaan nie. Ek wil hê ons moet die volgende gedeelte stadig lees. 1 Konings 19 vers 5 tot 6 vertel. Toe hy onder die besembos aan die slaap raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op en eet. Hy kyk toe rond, en daar by sy kop was 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Elke keer wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan raak dit my nogal, want ek sou waarskynlik verwag het dat God sou sê, Elia, waar is jou geloof? Elia, onthou jy nie wat gister gebeur het nie? Elia, jy behoort van beter te weet. Maar God doen niks daarvan nie. Hy gee vir Elia brood, water en rus. En dit is nou nogal vir my merkwaardig. Ek dink ons maak soms dieselfde fout. Wanneer iemand uitgeput is, gaan ons dadelik raad uitdeel. Jy moet net bietjie meer bid, lees bietjie meer Bybel, en jy moet meer glo. Dit is amper asof ons die persoon wil vermaan. Natuurlik is gebed en die woord onmisbaar. Daar is plek vir dit. Maar die Here wys vir ons hier iets baie belangrik. Ons bestaan nie net uit 'n gees nie. Hy het ons met 'n liggaam ook geskep. En daardie liggaam het emosies en grense en 'n behoefte aan rus. Ek lees in Psalm 127 vers 2. Te vergeef staan julle vroeg op en werk tot laat in die nag. Hy gee dit aan sy bemindes in hulle slaap. En dit is so 'n mooi vers. God werk selfs wanneer ons slaap. Dis dit nie 'n lekker gedagte nie? Ons leef dikwels asof alles van ons as mense afhang. Maar weet jy wat? Dit doen nie regtig nie. Wanneer die Ou Testament van die siel praat, gebruik dit dikwels die woord nefesh. Ons vertaal dit gewoonlik met die woord siel, maar dit beteken eintlik baie meer. Dit verwys na die mens in sy geheel. Dit verwys na jou asem en jou emosies, jou innerlike lewe, jou verlange, jou wese. Met ander woorde, God gee nie net om vir jou geestelike lewe nie. Hy gee om vir jou hele nefesh. Hy gee om vir jou hart, jou liggaam, jou emosionele gesondheid. Hy gee om dat jy moeg is en hy gee om vir die dinge wat jou bly maak. Ek wonder hoeveel vroue vandag luister wat dink hulle kort nog daardie antwoord. Maar jy kort nie die antwoord nie. Vrou, jy kort rus. Jy het nie nog 'n selfhelpboek nodig of 'n masseersessie nie. Jy het nie nog 'n raadgee konferensie nodig nie. Dalk moet jy net vir 'n oomblik ophou probeer bewys dat jy alles kan hanteer. Selfs Jesus het gesê, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hy sê dit in Markus 6 vers 13. En dit was nadat die disippels uit 'n baie besige bedieningstyd teruggekeer het. Let op, Jesus het nie gesê, kom, ons het nou nog werk om te doen, ons moet harder werk nie. Hy het gesê, kom ons rus. En ek dink baie vroue voel skuldig wanneer hulle rus. Ek weet ek doen. Maar wat ons moet weet is dat rus nie luiheid beteken nie. Wanneer dit uit gehoorsaamheid aan God vloei, is rus 'n daad van vertroue. Want dit sê, Here, die wêreld draai nie omdat ek dit aan die gang hou nie, maar omdat U in beheer is. Elia reis uiteindelik na Horeb. En dan lees ons van een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, daar kom 'n geweldige wind. Maar God was nie in daai wind nie. En na die wind het 'n aardbewing gevolg, maar God was ook nie in die aardbewing nie. En daarna het die vuur gekom. Maar weet jy dat God ook nie in die vuur was nie? En daarna volg 'n stil, sagte stem. Die 1953 vertaling gebruik die woorde die gesuis van 'n sagte stilte. Dit is so 'n mooi beskrywing, die gesuis van 'n sagte stilte. Die 1983 vertaling praat van die fluistering in die windstilte. En die Engelse ESV sê a low whisper. In die
Hebreëus lees ons die pragtige uitdrukking Kol de mama daka. Letterlik beteken dit die geluid van fyn stilte. Is dit nie mooi nie? God openbaar hom nie deur 'n geraas nie, maar deur 'n stilte. Ek praat van myself hier en ek dink dit is hoekom stilte vir my so kosbaar is. Want in my lewe is stilte die verpersoonliking van God se teenwoordigheid. En dis daar waar ek hom kan voel. Dis hoekom ek van stilte in my huis hou. Ek hou van 'n rustige kalmte. Want dan kan ek God voel. Ons leef mos in 'n wêreld wat net so raserig is. Dis die geraas van kennisgewings. Ons ry met 'n radio aan, ons fone lui die heel dag. Ons gaan slaap met skerms en ons word wakker daarmee. En tussen al die geraas, wonder ons soms waarom ons God se stem nie kan hoor nie. Ons wonder of God soms nog steeds fluister. En hy doen, maar ons luister nie meer. Ons drown nie die noise uit nie. Wanneer laas het jy doelbewus stil geraak? Nie net stil geraak om iets te vra of om 'n lysie af te werk, maar stil geraak om net by hom te wees nie. Psalm 46 vers 11 herinner ons, wees stil en weet dat ek God is. Die woord verwag nie van ons om vinniger te hardloop, of te beweeg, of te werk, en dan te weet nie. Of meer te doen, en dan te wete te kom nie. Hy verwag ook nie van ons om onsself te bewys en te weet nie. Dit verwag eintlik net van ons om stil te wees en te weet. God gee vir Elia 'n nuwe opdrag. Die verhaal eindig nie onder die besembos nie. Dit eindig ook nie in die grot nie. God stuur weer vir Elia uit. Maar hierdie keer anders. En dit is nie omdat Elia weer van iewers af krag gekry het en sterk geword het nie. Maar omdat Elia onthou het wie God is. En ek dink dit is so belangrik dat ons ook moet weet wie God is. God herstel ons nie net sodat ons beter kan voel nie. Hy herstel ons sodat ons weer met hoop kan leef. Vandag wil ek spesiaal met die vrou praat wat uitgeput is. As jy moeg is, neem tyd en rus. As jy hartseer is, huil jou hart uit. As jy oorlaai voel, praat met iemand. As jy onseker is, bid. Maar moenie glo dat jou moegheid beteken dat jy God verlate is nie. Want in jou moegheid is hy dalk nader as ooit. Dalk wag hy nie met donder weer nie, maar hy wag met 'n stil, sagte fluistering. Ek wil jou graag hierdie week weer oudergewoonte met 'n paar vrae los. Jaag jy steeds dieselfde definisie van sukses na as 5 jaar gelede? Hoe jy gebid het vir hierdie sukses, is jy nog op dieselfde plek? Bid jy nog dieselfde manier? Spandeer jy nog dieselfde tyd? Is jou identiteit gebou op wat jy nou doen? Of op wie se kind jy is? Ek wil jou 'n baie eerlike vraag vra, wanneer laas het jy werklik gerus, die rekenaar afgesit, die radio afgesit, die opname materiaal afgesit, en regtig net 'n Sondag spandeer aan rus? Vra jouself bietjie af watter geraas moet stiller word, sodat God se stem bietjie harder kan word. En dan kan jy jouself ook vra, leef jy nog uit gister se oorwinning? Of stap jy vandag saam met God? Ek wil jou uitnooi om hierdie week die gedeeltes te lees. 1 Konings 19, en dan let jy op hoe sag God met Elia werk. O, my gunsteling Psalm 23, let op hoe dikwels die Here lei voordat hy voorsien. En dan Matteus 11 vers 28 tot 30. Jy kan dit stadig lees, en dalk hardop vir jouself lees, en dan vra jy die Here, wat wil U vandag vir my fluister? Ek sluit af met gebed. Liefdevolle Vader,
Dankie dat U ons nie net lief het, grond van ons prestasie nie. Dankie dat U nie net die goed van ons bergtoppe is nie, maar dat U werklik ook die goed in ons valleie is. Dankie Here dat U Elia nie veroordeel het toe hy moeg was nie, maar U het hom gevoed en laat rus. U het hom met 'n sagtheid ontmoet. Here, daar sit vandag vroue wat moeg geword het. Sommige is moeg van verantwoordelikheid, ander is moeg van bekommernis, ander is moeg as gevolg van die sukses wat U hulle meer geseën het. Here, ek bid vandag dat U hulle harte sal aanraak, dat U ons sal leer om ons waarde nie net in sukses te soek nie, maar dat ons waarde sal soek en vind in die liefde wat U vir ons het. Leer ons om nie net vir U hand te vra nie, maar ook vir U teenwoordigheid in ons lewens en in alles wat ons doen. Gee ons die moed om stil te word, Here, en die wysheid om te rus. Gee vir ons ore wat U fluistering kan hoor, elke woord daarvan. En wanneer ons weer moet opstaan, laat ons dit doen met nuwe hoop, omdat ons weet, U stap met ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, en nie uit verdienste nie. Liewe vriendin, dankie dat jy vandag hierdie reis saam met my aangepak het. Ek hoop dat jy nie net nuwe gedagtes gekry het nie, maar dat jy iets van God se hart kon raak sien. Miskien is die grootste wonderwerk nie altyd vuur wat uit die hemel val nie. Miskien is dit die God wat langs 'n uitgeputte mens kom sit, vir jou 'n stukkie brood gee, 'n beker water aanbied en saggies sê, staan op, ons gaan nog so eentjie saam stap. Mag jy hierdie week onthou, jy hoef nie altyd sterk te wees om deur God vasgehou te word nie. Hy word nie beïndruk deur jou krag nie. En jy hoef nie die hardste stem in die vertrek te hoor nie, want dikwels verander God 'n mens se lewe met 'n eenvoudige, sagte fluistering in die wind. En tot ons volgende keer ontmoet op Ivory Stort se stories van herstel, mag die vrede van Christus jou hart en jou gedagtes bewaar. Mag jy rus vind, nie net in jou liggaam nie, maar ook in jou siel. Ek hoop jy het 'n lieflike dag.